Ons het gesê dat dit oor die eer van die Here gaan. Goeienaand en welkom by ons aandgesprekke vanuit Psalm 23. Ook die pad wat ek stap is gerig op die eer van die Here. Die enigste pad waar hy geëer word, is die pad van geregtigheid. Die Here lei sy skape op die paaie van geregtigheid om sy naam ontwil. Omdat die herder die goeie pad ken, daarom kan hy die skape daarop lei. Hy ken die paaie wat nie te vermoeiend is nie. Hy ken die paaie waarop die minste gevaar is. Hy ken die paaie wat lei na groen weivelde en na waters waar rus is. En hy lei myself op hierdie paaie. Hoor jy weer die genade? Hy lei my op die paaie. Ek hoef nie self die pad te ontdek nie. Ek hoef nie self te besluit wat goed of sleg is nie. Ek hoef nie die pad te loop omdat al die ander dit loop nie. Ek hoef nie sonder 'n flits in die donker te loop en rondtas nie. Ek is nie rigtingloos nie, want die Here lei my. Hy begelei my. Hy stap soos 'n herder van daardie tyd voor my uit. Hy self gee die rigting. Soms haak hy my met sy staf as ek wegdwaal. Soms stuur hy my met die stok as dit nodig is. Deur sy woord, wat die lamp vir my voet en die lig vir my pad is, lei hy my. Deur sy Gees, wat in my woon, ontvang ek wysheid om op die regte pad te loop. Deur die Here Jesus Christus, wat voor my die pad geloop en aangedui het, weet ek watter pad om te loop. Die pad is 'n pad van diep spore, 'n vaste pad. Dis 'n pad wat reeds baie geloop is, oopgemaak is, soos 'n voetpad in die veld, soos die pad wat 'n wawiel diep spore laat trap. Ek kan maar net in die spore loop. Dis immers die pad wat Jesus self vir my oopgekap en die pad waarop 'n skare gelowiges voor my geloop het. Dis 'n doelgerigte pad. Dit loop uit op groen weivelde, dit lei na waters waar rus is. Ek drentel nie maar net nie. Selfs al voel ek soms of ek verdwaal het, en of ek in sirkels in die woestyn rondloop, lei hierdie pad na geregtigheid. Ek kan maar weet dat ek op die pad gelei word wat na die Vaderhuis, na die paradys loop, waar ek van die vrugte van die boom van die lewe sal eet, en waar ek die ewige rus sal ingaan in teenwoordigheid van die Here self. Dit omdat die Here my lei, omdat dit die regte pad is, wat goed en reg is. Is nie verkeerd nie, dit lei nie op allerhande afdraaipaaie nie. Dis die slim pad, die beste pad, nie noodwendig die kortste en die gemaklikste pad nie, maar die regte pad. Dis die voordeligste pad. Dis nie altyd die pad wat ek sou kies nie. Dis die pad wat na die lewe lei. Geregtigheid dui in die Bybel ook op vryspraak en regverdigmaking deur Jesus Christus. In die sin is die pad van geregtigheid die pad na die regte verhouding met God. Dit is die pad van vryspraak en vergifnis. Die pad wat Jesus Christus, die weg en die waarheid en die lewe vir my oopgemaak het. Dis die pad wat hy vir ons geloop het deur God se geregtigheid vir ons te bewerk. Dis die enigste pad na die Vader toe. En juist daarom is dit ook die pad waarop ek reg kan en moet lewe. Reg teenoor die Here. Regverdig teenoor my naaste. Jy kan maar 'n tree op die pad gee vanaand. Jy moet dit self loop. Jy hoef nie bang te wees nie. Jy kan maar net agter die herder aanstap, bidend, ja. Soos Psalm 25 vers 1 tot 5. Tot U, Here, rig ek my God, op U vertrou ek. Laat my vertroue tog nie te vergeefs wees nie. Laat my vyande nie juig oor wat met my gebeur nie. Niemand wat sy verwagting in U stel, sal beskaam word nie. Die wat nie op U vertrou nie, hulle kom tot skande. Maak my U wil bekend, Here. Leer my U paaie.
Laat U waarheid my lei en onderrig my daarin, want U is God, my redder, en U stel ek elke dag my verwagting. Goeienaand.